Goeiemôre my liewe vriende, ek groet julle vanoggend in die wonderlikste naam van alle name, die naam van Jesus Christus, ons Heer en ons Verlosser. Baie welkom by hierdie erediens vanoggend. Mag die Here gee dat elke woord wat gespreek word, elke gesindheid wat vasgevang word, oorgedra word en op die regte manier by elkeen van ons sal uitkom, sodat ons vir Jesus kan verheerlik. Ons skrifteks vanmôre kom uit twee gedeeltes uit. In die een gedeelte kom daar uit 1 Korinte 15 vers 6. En terwyl die woord van die Here so voor ons oop is, kom ons buig net vir 'n oomblik ons hoofde saam en vra dat die Here vir ons hierdie boodskap sal seën. Dierbare Here Jesus, U woord is die lig vir ons pad, sodat ons voete nie kan stamp nie. U lig is die brood wat gebreek word, wat ons versadig en dis die brood van die ewige lewe. Ons bid dat U vanoggend in ons harte sal inspreek. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. 1 Korinte 15 vers 6 sê vir ons die volgende: Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. En in Handelinge 1 vers 15 sal daar geskrywe en vers 16 ook. En in die dae het Petrus in die midde van die disippels opgestaan. Die skare van persone daar bymekaar was omtrent 120 en gesê: Broeders, hierdie skrif moet vervul word dat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid aangaande Judas, wat die leier was, want die wat Jesus gevange geneem het. Mag die Here sy geleesde woord aan ons elkeen ryklik seën vanoggend. En vanmôre speel ons 'n bietjie met nommers. Ons speel met nommers. En terwyl ek hierdie boodskap aangedink het, hierdie tema van 500 word toe 120, het die Here in my gees begin te werk en daar het vir my 'n prentjie oopgegaan. En ek het besluit om hierdie goeie dan nou neer te skrywe. En ek wil dit graag so begin. Dit het begin by 'n familie. Die familie van Jesus Christus. Eintlik 2 neefs. Dit is waarmee die Nuwe Testament begin het. En ons lees daar, veral in Lukas 1 vers 41 tot 42, dat toe Maria swanger was met Jesus van Nasaret, het sy toe na haar niggie Elisabeth toegegaan. En toe sy nader aan Elisabeth kom, het daar 'n gebeurtenis plaasgevind wat opgeteken is in die Bybel. En dit is dat die babietjie, en dit is Johannes die Doper, dit is nou Jesus se neef of agterneef, het van vreugde opgespring in haar baarmoeder. En hierdie gebeurtenis is vasgevang. En Elisabeth het uitgeroep aan Maria en gesê: Geseënd is jy onder al die vroue, want binne in jou groei daar iets groots vir hierdie wêreld. As ek dit so vry kan vertaal. En daar het dit alreeds begin. By 2 nommers. Johannes nommer 1 en Jesus dan ook nommer 2. Want ons sien dat toe Johannes die Doper uit die woestyn uitgekom het, het hy 'n bediening gehad. En dis hoekom hy Johannes die Doper was. Hy was as ware die voorloper van Jesus Christus en die Heilige Gees het aan hom openbaar: daar kom iemand na my wat groter as ek is, wie se skoene ek nie eers sal kan aantrek nie.
En ons sien hier kom Jesus na Johannes toe, waar hy besig is om mense te doop, en hy sê vir Johannes sy neef, hy sê, ek wil ook graag gedoop word. Die groot doop van Johannes die Doper. En ons sien dat Johannes wou eers nie, maar uiteindelik toe het hy vir Jesus gedoop en die hemel het oopgegaan en 'n wit duif het vanuit die hemel uit neergedaal en op Jesus se kop kom sit. En daar het dit begin by twee getalle, Johannes en Jesus. Ons sien toe Jesus op daardie stadium was al reeds 30 jaar oud en het sy bediening begin, terwyl Johannes die Doper se bediening al aan die gang was. En dan vat Jesus hierdie getalle verder. 2 word 12. Jesus kies vir hom 12 disippels. En in die proses van 3 jaar is hierdie disippels by Jesus. En Jesus leer hulle. En Jesus dryf duiwels uit. En Jesus doen wonderwerke, oor die 40 wonderwerke, waar hy siekes genees en mense gesond maak. En hy verkondig die koninkryk van God. Hierdie 12 word toe 5000 in die proses, waar daar op 'n stadium 5000 mense is wat deur Jesus gevoed word, en hulle aanskou hierdie wonderwerk van die 2 visse en 5 brode. Daarna word daar nog 7000 by hierdie 5000 bygevoeg. Buiten die ander mense wat Jesus begin volg, van hierdie wonderwerke wat hy gedoen het en mense wat hy aangeraak het. En toe kom die kruisiging. Jesus sterf aan die kruis. Die graf te gaan oop. En baie mense wat gesterf het, aan dood was, het aan hulle geliefdes verskyn. En weer eens word mense aangeraak deur Jesus Christus, die Seun van God. En word hulle lewens radikaal verander. En ons sien uiteindelik dat Jesus aan 500 mense tegelykertyd verskyn, dis buiten sy disippels, nadat hy opgestaan het uit die dood. En hier is die eerste 500. Hy verskyn aan 500 mense tegelykertyd. Ek is die opstanding en die lewe. En binne in 50 dae, toe daal hierdie syfer na net 120. En ek vra myself die vraag af, in die bovertrek, toe hierdie mense saamgekom het om te bid, hoekom was daar net 120? Wat het van die ander 1000 mense geword, wat Jesus se lewe aangeraak is, wat hulle lewens verander is, wat gesond gemaak, wat het van hierdie mense geword? Hoekom is daar net 120 mense, wat eendragtig gebid het, en gewag het vir die belofte? My liewe broer en suster, dit is vir my die teken van die tye. Mense kan nie regtig vertrou word. Mense steek mekaar in die rug. Julle weet dat in 50 dae verander hierdie getal van 500 mense wat geweet het Jesus het opgestaan uit die dood, na 120 mense wat in die bovertrek was, waaroor die Heilige Gees uitgestort is. En toe die disippels dan nou uitgaan, hierdie 120 mense, toe klim die getalle weer, en die eerste bekeerdes wat bygevoeg is 3000. En toe in nog 'n keer 5000 mense wat bygekom het. En is baie interessant, in die eerste 300 jaar in Jesus se tyd, was daar 55 miljoen mense op die aarde gewees. Net 55 miljoen. En die navorsers wys vir ons dat
As gevolg van hierdie 120 mense wat uitgegaan het, onverskrokke en Jesus se opstanding en lewe verkondig het 33 miljoen van hierdie 55 miljoen mense is in 300 jaar bereik tot en met die vroeë kerk of met die kerk van Konstantinopel in die 4de eeu na Christus. En hier is ons, 2000 jaar later, en daardie getal van 55 miljoen mense op die aarde het gegroei na 8000 miljoen. 8 biljoen mense. En kom ons gaan kyk 'n bietjie na die getalle. Alhoewel die Christelike godsdiens die enigste wêreldgodsdiens is, beslaan dit maar ongeveer 31,1% van die bevolking van die wêreld. 31,1% is Christene. In naam Christene, of noem hulle self Christene, of is by een of ander Christelike kerk betrokke, waarvan die grootste groep mense Rooms-Katolieke mense is. En dan kry ons Islam, 28%. Ons kry Joodse geloof, 15,7%. En dan kry ons mense wat ongodsdienstig is, ateïsties is, mense wat nie aan enige geloof vashou nie. En hulle is ongeveer 15,6% van die bevolking van die wêreld. Hindoeïsme is 15,2%, Boeddhisme is 6,6%. En dan kry ons mense wat aan voorvaderaanbidding en tradisionele godsdienste is 5,6%. En mense wat dan totaal en al ateïsties is 1%. Dit is waarmee ons vandag sit. Die bevolking van die wêreld van ongeveer 8 biljoen mense. Die meeste van hierdie mense is kerkloos. Die meeste van hierdie mense gaan glad nie na kerk toe nie. Ons weet dat die syfers toon dat ongeveer net 4% van mense woon kerk by. Die res sit by die huis of hulle is besig met een of ander sektevorming, sinkretistiese gelowe waar daar 'n vermenging van verskillende godsdienste en menings is. En dan is daar mense wat aan afgodery, voorvaderaanbidding en animistiese vorm van godsdienste is, waar dooie voorwerpe soos hout of yster of beelde aanbid word. En dan kry ons nog die oorgrootste meerderheid van mense vandag wat glad nie meer kan onderskei tref tussen die historiese Jesus van die Bybel en die moderne Jesus wat deur baie kerke ook vandag aan ons voorgehou word nie. Wat heeltemal verskil van Jesus Christus van Nasaret, die seun van God. Die vraag kom vanmôre na my en jou toe. Is ek en jy deel van die 500 of is ek en jy deel van die 120? Die 500 mense noem ek sommer die weet van Christene, die ken van mense wat ken van Jesus Christus. Maar ek noem hulle ook sommer maar ek moet eers Christene. Ek moet eers my besigheid op die been bring. Ek moet eers 'n gesin begin. Ek moet eers my drome en verwagtinge wat ek het in hierdie lewe moet ek verwesenlik. Ek moet eers my familieverpligtinge nakom en my mense gaan begrawe voordat ek vir Jesus kan volg. Ek moet eers my tyd wat so beperk is in ag neem. Of ek kan nie, want ek is skaam. Ek is skaam vir die evangelie van Jesus Christus. Of as ek deel van die 120 mense daar in die bovertrek en ek noem hulle sommer die hier is ek Christene, hier is ek Here,
gebruik my. Ek sal enigiets doen, selfs martelaarskap, Here. Mense wat sê, ek behoort aan Jesus Christus, my lewe is verander deur die Seun van God, en maak nie saak wat kom nie, ek sal hom verkondig, waar ek ook al is, tydelik en ontydig. Ons sit met die 500, wat die grootste gedeelte van die wêreld verteenwoordig, en ons sit met die 120 mense, wat 'n baie klein, toegewyde groepie Christene is, diegene wat daar op die smalweg is, wat die pad vir Jesus Christus loop. En ons vra onsself af, wat moet ons doen? Ek wil graag vir julle 'n paar gedagtes voorhou, van wat die Here vir ons sê. Die Here sê vir ons dat, toe Jesus aan die kruis gesterf het, was een van sy kruiswoorde gewees, tetelestai. Dit is volbring. Maar ons moet onsself nie in verwarring bring dat alles is volbring en ons almal is in die hemel en daar is nie meer sonde of hartseer of verdriet of dood of trane meer op die aarde nie. Jesus, wat hy in die hemel besluit het en na die aarde toe gekom het om te sterf met sy kosbare bloed. Die prys is betaal, die koopkontrak is opgeskeur, want die mense is vrygekoop deur sy bloed. Dit is die taak wat volbring is, maar nie die onklaar taak wat die Here aan ons opgelê het. Sy disippels, Matteus 28 vers 19, wat sê, maar julle sal my disippels wees. Gaan dan en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die groot opdrag. Jesus sê aan elkeen van ons wat die naam van Jesus Christus oor ons het, gaan en gaan wees vissers van mense. En dit is die taak wat aan my en jou opgelees. Dit is 'n onklaar taak wat voltooi moet word. Mense moet bereik word. Mense moet tot bekering kom. Mense moet tot inkeer kom. Dit wil sê 5,62 biljoen mense op hierdie aarde. Saam met die Christene wat net 'n naam is, moet na Jesus Christus toe kom. Die tweede gedagte is wat ons aan ons kant het, is 'n onaanvegbare boodskap. Die woord van God, wat vir ons nagelaat is. Iemand het dit gesê, the word Bible means the basic instructions before leaving earth. Somtyds is ons die mense wat die woord van Jesus Christus verkeerd bring. En dit word deur die wêreld beveg. Maar die ware woord van God is onaanvegbaar. En ons sien hoe die vervulling daarvan plaasvind daagliks, wanneer die kritici en die mense wat bewys dat die woord van God is feilbaar, wanneer hulle op hulle neuse kyk, as die argeologiese fondse uitkom, as die profeseë wat uitgespreek is duisende jare terug in vervulling tree. En dan sny hierdie woord deur murg en been. En selfs mense in ander gelowe, die moslim geloof, wat 'n militante, drakoniese, afdwingbare, vreesaanjaende, vreesaandrywende geloof is, tot bekering kom en sê Jesus Christus is die Seun van God, is my redder en my verlosser. En so ook in ander gelowe. Ons sien dat daar 'n opflikkering is van mense wat vir Jesus Christus ontmoet en wedergebore word.
Nog 'n ding wat ons aan ons kant het om die wêreld te bereik is 'n onbevraagde liefde. Hierdie liefde wat net God aan ons kom openbaar het toe Jesus Christus vir ons gesterf het. Daardie agape liefde, God se liefde vir die mense. Dis anders as die vriendskapsliefde, die broederliefde, die phileo liefde of die eros liefde wat daar in 'n huwelik is. Maar dit is daardie splangitsomai liefde, waar die Here sê ek het jou so lief, my ingewande kom in beweging as ek aan jou dink. My maag maak 'n draai as ek aan jou dink. Daardie gevoel wat die Here vir ons het. En dis die hartseer vandag hoekom 500 net 120 word. Want baie Christene vandag sit met haat, onvergewensgesindheid, twis, tweespalk, skeuring in die kerke, omdat daar verskille is. Dis my siening bo jou siening. Terwyl Jesus sê, groter liefde as dit het niemand, as iemand wat sy lewe vir sy vriende aflê. Johannes 15 vers 13. En seker die grootste liefdeswoord wat ons kry in die Bybel is waar Jesus aan die kruishout hang. En een van sy kruiswoorde is: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Regtig, Here? Weet die mense nie wat hulle doen nie? Hulle weet presies wat hulle doen toe hulle die seun van God aan 'n kruishout vasgespijker het. Toe hulle hom geslaan het. Toe hulle sy baard uitgetrek het. Hulle weet presies wat hulle gedoen het. Maar Jesus praat van God se liefde vir ons. Onvoorwaardelike liefde. Agape liefde. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons het ook 'n foutlose plan wat die Here vir ons gegee het. Die plan van julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria tot aan die uithoeke van die aarde. As ek dus vra, Here, hoe kan ek hierdie 5,62 biljoen mense dan bereik? Dis 'n onmoontlike taak. Dan sê die Here, ek het vir julle 'n foutlose plan gegee. Begin daar waar jy is, met die mense wat jou omring, jou familie, jou bure, jou medewerkers, jou vriende. Begin daar en doen wat die 120 gedoen het toe die Heilige Gees oor hulle gekom het, om te sê, Jesus Christus, die opgestane, die Seun van God, redder en verlosser. Dis waar ons begin. En ons doen dit met ons hele lewe. En daarna, as die Here vir jou roep om dit verder te doen, dan gaan jy na die Judea toe, en die Here het ons geroep om dit te doen. Ons moet dit nie vir ander mense gee nie. En dit is verder as ons huis, ons werksplek, ons dorp of stad. Daar het die Here gesê, as jy vrede wil hê in die stad wat jy bly, dan moet jy vrede met mense hê. Gaan uit, praat met mense. Wat verder is jou onmiddellike kring. En dan gaan ons uit ook na Samaria toe. Dit is Suid-Afrika. Ons moet Suid-Afrika vir Jesus wen. En dan wanneer ons uitgaan na die uithoeke van die aarde toe, dan kan ons 'n bydrae lewer aan buitelandse missies en sendingmissies en mense wat swaar kry, Christene wat swaar kry in ander lande, wat vervolg word terwille van hulle geloof in Jesus Christus. Dit is 'n foutlose plan wat die Here vir ons gegee het, maar moenie mislei word nie.
Niks kan hierdie plan stop wat Jesus Christus vir ons gegee het nie. Nie eers die onwillige ek wat sê, ag Here, maar ek moet eers vir my eie familie sorg en Here, hoe kan ek dan nou uitgaan na my bure en my medewerkers en vriende? Ek mag dalk my werk verloor. Here, ek is nie eens gerad om na Judea te gaan, na my dorp of stad of na Suid-Afrika toe nie, of na die buitehoeke van die wêreld nie. Die Heilige Gees, God se plan is volmaak en God se plan is besig om in werking te tree. Die einde van die wêreld is baie naby. Dan sit ons ook met 'n onskatbare getuienis. Hebreërs 12 praat van ons vir ons oor hulle wat ons vooraf gegaan het, wat hier langs die kantlyn staan en ons aanmoedig. Hulle getuienisse. En meer is dit nog, ons praat van ons eie lewe as ons terugdink aan hoe ons opgegroei het en hoe daardie kinderkrans tannie Fanny my lewe verander het en my ma wat saam met my gebid het, gekniel het by my bedjie en vir my stories gelees het en van Jesus vertel het en vir my getuienis opgebou het en hoe die Here my wonderbaarlik gered het uit die dood toe selfs die dokters gedink het. Dis my laaste dag op hierdie aarde. Hoe die Here vir my en jou in ons lewe aangeraak het, elkeen van ons het daai getuienis. En hoe jy persoonlik by die Here uitgekom het, dit is jou getuienis. Want jy sien, ons is gered deur genade en ons leef deur genade. Ons het 'n onskatbare getuienis. En al bewe die aarde rondom ons en al word ons vervolg en dan word ons doodgemaak, weet ons dat hy is die opgestaande Here en het my vrygekoop met sy kosbare bloed. Tweede laaste, sit ons met 'n onstopbare krag. In Handelinge, waar die 120 mense bymekaar gekom het en saam gebid het en met groot verwagting op hulle knieë gestaan het en opgekyk het na die hemel. Wanneer kom die boodskap? Wanneer kom die belofte? En toe die Heilige Gees uitgestort is, toe kom daar 'n onstopbare krag binne in hulle wat alle vrees wegneem. En hulle stap uit en hulle praat met die mense in hulle eie tale en verkondig die opgestaande Here. Ons probleem is vandag, baie mense sê hulle is Christene, maar dit is net 'n naam. Daar het geen wedergeboorte plaasgevind het nie. Die Heilige Gees is nie binne-in hulle gees nie. Hulle is nie vervul met die Gees van God nie. En daarom is daar so baie mense wat vashou aan wat die duiwel aan hulle voorhou. Naamlik vals godsdienste, vals gode, valse gebeure en kerke en gelowe en gebruike. Ons sien hoe die mense stroom na hierdie kerke, waar the fire of God, waar the slain in the spirit, waar blaf in die gees en lag in die gees en urineer in die gees en doen allerhande goede in die gees en brul soos 'n leeu. Valse predikers en valse godsdienste najag. Maar ek en jy wat die Heilige Gees in ons het 'n onstopbare krag wat sentreer rondom Jesus Christus. Laastens, wat my en jou dra met hierdie boodskap na 'n wêreld wat verlore is 'n onfeilbare belofte, waar Jesus self gesê het, toe hy opgevaar het na die hemel, ek kom weer.
En as ek kom, dan sal ek julle opneem en ek sal julle kom haal en ek sal julle bring waar ek vir julle woonplek gemaak het. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek sou dit nie vir julle gesê het as dit nie so was nie. Maar ek gaan vir julle plek voor te berei. Johannes 1 of Johannes 14 vers 1 en verder. Ek kom weer. Ek sal julle nie los nie. Ek sal julle nie daar hou waar julle vir ewig moet swaar kry en moet sterwe nie. Ek het vir julle betaal, maar ek gaan julle ook opneem waar daar geen trane of dood of hartseer of pyn meer is nie, sodat julle by my kan wees vir ewig. Die toegang tot die sosiale media maak vir ons deure oop op hierdie stadium, maar ons moet aan die ander kant ook so versigtig wees dat ons die leuns nie glo wat die wêreld probeer versprei nie. Maar ons moet dit gaan toets aan die woord van God en aan dit wat die Heilige Gees vir ons binne in ons openbaar. Die wêreld spoed na 'n einde. Die profesie is besig om waar te word. Die wederkoms van Jesus Christus is op hande. En ons sien dat hier kom die Here en hy sê vir ons, die verskil tussen die 500 en die 120 is. Die Christendom, die ware Christene, verskil dit, want ek het 'n verlosser nodig wat my moet red. Die res van die wêreld sê ek is my eie verlosser. Dit is die verskil. God het alles kom doen vir my en jou. Van hom af, omdat hy ons lief het. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het alles gedoen vir my en jou. Al wat ek en jy kan doen van hierdie kant van die gordyn is, om op te kyk en te sê, Maranatha, Here, kom gou. 'n hemelse blik, verwagting, wat alle vrees wegneem, wat ons vreesloos maak in 'n oomblik van doodsveragtende gevare, en die evangelie gaan verkondig. Want ek weet, ek het die beste pensioen in die heelal, in die hemel. Ek het die beste mediese fonds in die heelal, want daar sal geen siekte meer wees of geen dood meer wees nie. Ek het gratis behuising. Jesus het vir my 'n huis gaan bou. Ek het gratis kos en klere. Die boom van die lewe wat 12 maande lank vrugte gee, wat lewe gee. En ek drink die water wat vanuit God se stroom, die water van die lewe. En ek trek wit klere aan, wat hy vir my gee, wat rein en skoon is. En meer is alles. Ek het 'n kroon wat hy vir my gee. Ek is nou 'n seun van God. Ek is nou 'n dogter van God, mede-erfgename in sy koninkryk. Ek is 'n koningskind. En dit is die dinge wat vir ons dra, om deel van die 120 te wees, en nie deel van die 500. Mense wat op die pad agtergelaat word, uitsak, moedeloos word, nie meer wil nie. Kom ons hou vas, my broer en suster, aan die gedagte van hierdie 120, met alles wat ons dra, om Jesus Christus aan die wêreld te bring. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, maak ons getrou. Gee dat ons nie sal uitsak en moedeloos word nie, maar dat ons met verwagtinge sal opkyk na die hemel en te weet, U het gekom, U het opgestaan, U het gegaan en U kom weer terug. Dit is die boodskap wat my en elke ander broer en suster en gelowige in hierdie wêreld dra. Jesus kom weer.
Gee dat ons getrou sal wees te midde van 'n wêreld wat ons wil doodmaak en vervolg en spot en ons vloek en uitskel as mense met die Bybel onder die arm. Gee dat ons liefde vir U sal wys om nie ons rug op U te draai nie. So bid ek vir elkeen wat vanmôre luister na hierdie woord. Mag U elkeen van ons ryklik seën in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons gaan 'n laaste lied saam sing tot eer van sy naam en dan sluit ons hierdie diens af. Nou ja, my geliefdes, mag die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan en die teenwoordigheid van ons Vader by julle wees en bly die rennende krag van Jesus Christus en die Heilige Gees van God by ons elkeen wees en bly totdat hy vir ons kom haal. Baie dankie en ek hoop julle elkeen het 'n baie mooi dag en dat julle sommer lekker sal eet en sal dink aan ek wat nie regtig 'n droë broodjie moet eet of wat ook al, skaapsvleise en gemeste kalf van die goeie uitgehaal het.